Goeiedag, baie welkom by Stellenbosch Gemeente se diens hierdie week. Dit is regtig goed om saam met julle te wees. So die eerste keer dat julle my sien in Januarie aanlyn, vermoedelik. Ek hoop Januarie is goed vir jou sover, hy is amper halfpad. So as ons weer kry, beplan ons vir Februarie. Daar gebeur baie dinge in die begin van die jaar, so sommer 'n bietjie nuus en inligting wat jou help oriënteer rondom Stellenbosch Gemeente. As jy dalk ook deel is van ons community wat Sondag by mekaar kom, som net 'n herinnering dat die kinders hierdie week afskop, die tieners ook, maak seker jy registreer jou kind of jou kind spesifiek, die tieners kom saans by mekaar, gesels met Dion daaroor. Ons wil jou regtig nooi om met ons te kommunikeer, ons wil jou deel maak van die inligtingstroom, as 3 maniere. Daar's 'n gemeente WhatsApp groep en 'n kode wat jy kan scan om op hierdie groep te kom. Dis 'n eenrigting groep, so jy kry net al die inligting en die relevante nuus oor SG. Dan is daar ook 'n weeklikse e-pos met alles wat gebeur en dan is daar ook spesifieke alles wat ons kommunikeer is ook op ons webblad op die dagboek. En dan is daar 'n WhatsApp groep vir elke geografiese area en in hierdie groepe kan jy mense leer ken wat in dieselfde area as jy woon en gaan ons baie meer spesifiek kommunikeer in die jaar wat kom. So jy regtig nooi om deel te raak van daai groep. Dis 'n groep waar jy saam kan gesels. En dan wil ons ook sommer net vir julle so 'n bietjie weer inligting gee oor hoe dit gaan met Johan en Lucille Roos. 'n paar keer in ons gemeente wat 'n plaasaanval beleef het 2 weke terug. Lucille het ontstaan en is terug by die huis en ons is dankbaar daarvoor. Dit gaan baie beter met Johan, hulle kon nog nie opereer op hom, op sy arm nie, maar dit gebeur hopelik môre, wat dan nou is al 'n paar dae terug van wanneer jy hierdie kyk. En ons is dankbaar dat dit met hom beter gaan. So dink gerus steeds aan die Rose en bid vir hulle, vir die herstel van hulle fisiese wonde, maar ook die trauma waardeur hulle is. Ons gaan nog baie inligting deel in hierdie volgende kwartaal, maar ons gaan dit so stadig begin. So vir nou wees net, maak seker dat ons kan kommunikeer met jou. 'n ander baie belangrike kwessie is die een van hierdie opnames waarna jy nou kyk. Ons het dit lank oorweeg oor waarheen dit gaan met hierdie opnames en ons wil jou nooi tot 'n alternatiewe manier van met ons deel wees van ons op Sondag. Ons het besluit om hierdie vooraf opname te stop. En die rede daarvoor is dat ons wil jou eerder deel maak van die ervaring van ons samekoms op 'n Sondag. Op die oomblik is die saamkom ervaring, die livestream, kry die gevoel dat jy kyk uit die lig uit op ons, want daar's 1 kamera en jy's so 'n bietjie van 'n roofkyker in 'n erediens. Ons het nou nog 2 kameras aangeskaf en ons gaan hierdie ervaring baie meer persoonlik maak sodat jy kan voel asof jy deel is van hierdie diens. Jy kry dan ook die ervaring van die hele diens, die aanbidding en alles wat daarmee saamgaan. Jy sou ook na die tyd as jy dit kyk op YouTube die aanbidding kon spring en net luister na die boodskap. Maar al luister jy dan net na die boodskap, is jy deel van hierdie community wat saam luister. En jy deel ook in die respons tot wat ons Sondag doen. Musiek en stilte en kreatiewe oomblikke van deelname, wat vir ons moeilik is om te dupliseer in hierdie formaat. So, van nou af gaan jy wel Sondagoggende vroeg al 'n podcast kan aflaai van ons preke. Alles wat ons hier sê, het net op klank. As jy nie weet hoe podcast werk nie, praat met jou kind of kleinkind of iemand wat weet. Dit is baie maklik. Of volg net die skakel wat elke week gestuur gaan word. Dan kan jy luister na die boodskap terwyl jy dalk werk toe ry of in die tuin werk of gaan stap in die berg. As jy wil kyk na hierdie preek, gaan jy hom lewendig kan doen 10 uur op 'n Sondag op YouTube live stream. En dan vat YouTube so 'n uur om alles wat ons doen daar net kopierig na te gaan. En dan 'n uur na die diens is daai opname beskikbaar op YouTube, soos hulle sê on demand. Jy kan hom nog gaan kyk wanneer jy wil. So dis die verandering wat ons in gedagte het en ons hoop is 'n sinvolle een en ons hoop jy bly deel van hierdie saamkyk en dat dit vir jou 'n ervaring is wat jou nog nader bring aan deel voel en deel wees van die community van SG. Kontak ons asseblief as jy wonder oor iets of iets nie verstaan nie en ons help jou hopelik in die regte rigting. Ek wil sommer voor ons verder gaan, sommer net so 'n bietjie stil staan by die eerste maand van hierdie jaar wat halfpad ver is en ons net 'n oomblik gee om 'n bietjie asem te haal en in hierdie oomblik wil ek jou eintlik 'n bietjie van 'n vreemde vraag vra.
Ek dink dit is 'n belangrike vraag, want ons kan die jaar maklik afskop met die illusie van 'n beheer voel en beplan en groot droom en onsself oortuig dat we've got this. Maar die vraag vir vandag, waarmee ek hierdie oomblik wil hê jy moet besig wees, is waar laat 2025 jou dalk weerloos? Wat is dit wat voor hierdie jaar wat vir jou 'n uitdaging gaan wees? Watter afhanklikheid wil jy dalk in hierdie oomblik bely teenoor die Here vir die jaar wat voor lê? Waar het jy baie genade nodig? Wat so oomblik en reflekteer jy op en maak jou gedagtes sommer net 'n gebed en dan doen ek vir ons ook een. Vader, dankie dat ons gelykertyd kan droom oor hierdie jaar wat kom. Bid vir 'n verbeelding, vir meer lewe, iets lewegewend wat gebeur in ons lewe, meer geleenthede. Vader, dankie dat ons ook gelykertyd kan erken dat ons afhanklik is van U, vir ons lewensasem, dat ons weerloos is, dat ons nie kan voorsien wat die lewe vir ons inhou nie, dat ons dikwels uit energie hardloop, uit asem raak. Mag ons hier ook herken in oomblikke soos daardie, want dis oomblikke van afhanklikheid en 'n eerlike erkenning van ons onvermoë om dit alleen te doen. Seën ons planne en ons drome, maar ook ons vertwyfeling soms en ons sekerheid. Ons gee dit alles vir U. Amen. Nog 'n ongemaklike vraag dalk so in die begin van die jaar. Wonder jy ook soms oor die relevantie van die boodskap van Jesus se dood en sy opstanding vir die tyd waarin ons leef? Ek moet bieg dat ek sulke oomblikke kry waar ek net wonder wat die relevantie van hierdie boodskap soms is. En dit gebeur veral wanneer ek onder die invloed is van sosiale media. Soos baie van julle dalk ook doen, kry ek my bron van nuus op verskeie plekke, onder andere X, die voormalige Twitter. Dit is veral vir my 'n bron van internasionale nuus, politieke nuus en sportnuus en bron van kreatiewe idees. Maar elke nou en dan kom die boodskappe op X deur le kraak, dis 'n mooi Afrikaans vir random. En dan sit iets oor die Amerikaanse politiek en dan sit iets oor die oorlog in Israel en dan sit iets oor die Oekraïne en dan sit 'n stuk kreatiwiteit en dan sit 'n sportnuus en dan weer iets oor politiek en dan kom daar 'n boodskap deur van 'n teoloog wat ek volg, een van 'n teologiese waarheid. En dan betrap ek myself dat ek dink, maar dit is nie relevant nie. Dit is nie relevant vir hierdie landskap waarop ek nou die laaste paar minute my tyd spandeer en die stemme wat ek op hierdie landskap hoor nie. En dit pla my dat ek so dink, want dit is teenstrydig met my eie geloofsoortuigings en met die skrif wat vir ons sê dat die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid en die mooi liedere wat ons sing wanneer ons sê, when you move, darkness runs for cover. Ons sing it's your breath in our lungs. Ons bely God as die kern in die middelpunt in die senter, die God staan sentraal, maar dan swig ek elke nou en dan voor hierdie illusie dat God se stem nie sentraal staan nie, maar die stemme van die wêreld waarin ons leef. En dan kom Efesiërs 3
Ag en herinner ons in hierdie mooi woorde van die message. The church, you see, is not peripheral to the world. The world is peripheral to the church. The church is Christ's body, in which he speaks and acts, by which he fills everything with his presence. Hierdie teks is 'n baie goeie herinnering vir die seisoen van die kerkjare waarin ons is op die oomblik, 'n seisoen wat maklik verlore gaan, want ons spring graag van Kersfees oor na begin van die jaar, maar daar is hierdie seisoen met die naam Epifanie. En Epifanie beteken letterlik a moment of sudden and great revelation or realization. Mooi Afrikaanse woorde wat dit beskryf sal wees, bekendmaking, openbaring, aha, oomblik, Gods oomblik. Sal dit nie lekker wees as ons die jaar kan afskop met so 'n bekendmaking, met so 'n skielike besef van hoe God teenwoordig is nie. En die openbaring wat ons in hierdie reeks wat voorlê en baie spesifiek vandag van wil bewus raak is en wil herontdek is die volgende een. God beweeg. God is in beweging. En hierdie beweging van God hou ongelooflik baie potensiaal in. En hierdie beweging van God betrek my en jou. Dis wat ek wil hê en hoop ons van bewus kan raak. Ek wonder sommer hoe daag hierdie oortuiging jou bestaande godsbegrip uit, dalk van 'n statiese God, 'n God wat rigied is. Hoe daag dit jou dalk uit in jou oortuiging dat God impotent is, dat hy nie 'n mandaat het nie, dat hy nie mag het nie. En hoe daag dit dalk jou oortuiging uit dat wat ook al God mee besig is, sy agenda het maar min met my te doen. Betrek my nie regtig nie. Hoe ontwaak ons vir God se beweging? Ek wil vanuit ons geloofstradisie 3 bakens neersit vir hoe ons God se beweging erken. En die eerste een is skrif. En dit is so 'n klise antwoord, maar ek hoop ons kan 'n nuwe verbeelding kry vir wat die skrif doen en spesifiek uit die boek Exodus waaruit ons vandag lees. Die skrif vertel die geloofstories van wie God is. En gee my en jou 'n lens oor tyd om op 'n sekere manier te kyk na die wêreld en te kyk na onsself. En as ons spesifiek praat oor die boek Exodus, dan is hierdie boek eintlik veel meer as die boek Genesis, die storie oor die begin van God met die mens. Die skepping vertel die Genesis vertel die skepingsverhaal, maar Exodus is die begin van die storie van God met die mens, God met ons. Dis in Exodus dat die volk Israel sy naam ontvang. Dat die volk bevry word en dan beskerm en begelei word deur God. Dis in hierdie boek dat ons uit een setting kry van God se intensie of sy hart in die wet. Dis hier waar ons riglyne kry oor hoe ons God behoort te aanbid. Dis hier waar ons 'n spesiale openbaring kry van God se unieke naam. En wanneer die volk die opdragte van Exodus uitvoer, is die tabernakel gebou en dit is dan hier waar hulle God se teenwoordigheid letterlik met hulle saamdra en die plek van aanbidding altyd by hulle het. So ons sou kon sê, Exodus is in Exodus begin die teologie van God se teenwoordigheid. Van God se presence. Daai idee begin in Exodus. Wat ook in Exodus begin is die tendens van 'n respons op God se teenwoordigheid. Dis die begin van die mens wat homself dan nou teenwoordig probeer sit, probeer maak binne God se teenwoordigheid. Dis wat Exodus doen. Verryk ons met ander woorde met 'n godsbegrip, met 'n selfbegrip, met 'n antropologie, met 'n sosiologie, met kuns en wysheid, met misterie.
En Exodus wys dan op 'n baie besondere manier heen na die weg wat Jesus uiteindelik kom stap. So lees saam met my uit Exodus 3 spesifiek, einde van Exodus 2 en dan die begin van Exodus 3. Die jare het verbygegaan, die koning van Egipte het te sterwe gekom, die Israeliete het nog steeds gesug en gekreun onder die swaar werk. Hulle geroep om hulp het tot God opgegaan. God het hulle gekerm gehoor en aan sy verbond met Abraham, Isak en Jakob gedink. Hy het die nood van die Israeliete gesien en dit ter harte geneem. So Exodus 2 eindig en dan begin Exodus 3 met hierdie herinnering dat Moses gevlug het uit Egipte. As julle nie die storie ken, ek sal nou meer daaroor sê. En hy is besig om in die woestyn sy skoonpa Jethro so klein vee op te pas en hy sien 'n brandende bos wat nie uitbrand nie en hy is nuuskierig en hy gaan nader om dit te ondersoek. En dan lees ons in Exodus 3 die volgende. Toe die Here sien dat hy nader kom om te kyk, toe roep God na hom uit die doringbos. Moses, Moses. En hy antwoord, hier is ek. Die Here sê toe vir hom, moenie nog nader kom nie, trek uit jou skoene, want die plek waarop jy staan is gewyde grond. Verder sê hy, ek is die God van jou voorvaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob. Toe maak Moses sy gesig toe, want hy was bang om na God te kyk. Daarna sê die Here, ek het die ellende van my volk in Egipte duidelik gesien, en hulle noodkrete oor die slawedrywers gehoor. Ek het hulle lyding ter harte geneem. Daarom het ek afgekom, om hulle uit die mag van Egipte te bevry, en om hulle daarvandaan te laat trek na 'n goeie en uitgestrekte land, 'n land wat oorloop van melk en honing. Wonder sommer of Moses hierdie saam gedink het dat daai mandaat van God iets met hom te doen het. Die noodkrete van die Israeliete het my bereik, en ek het ook aanskou hoe Egipte hulle verdruk. Daarom stuur ek jou na die Farao toe, sodat jy my volk, die Israeliete, uit Egipte kan bevry. Toe sê Moses vir God, wie is ek, dat ek dit by die Farao sou waag, en dat ek die Israeliete uit Egipte sou bevry? God het Moses geantwoord, ek sal by jou wees, en die bewys dat ek jou gestuur het, sal dit wees. Wanneer jy die volk uit Egipte bevry het, sal julle my by hierdie berg aanbid. Daarna sê Moses vir God, sê nou maar, kom by die Israeliete en ek sê vir hulle, die God van julle voorvaders het julle na my toe gestuur. En hulle vra vir my, wat is sy naam? Wat moet ek dan vir hulle sê? Toe sê God vir Moses, ek is wat ek is. Jy moet vir die Israeliete sê, ek is, het my na julle toe gestuur. Verder sê God vir Moses, jy moet ook nog vir die Israeliete sê, die Here, die God van julle voorvaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob, het my na julle toe gestuur. Die storie van Exodus is 'n merkwaardige storie. Dit is die storie van God se teenwoordigheid by die volk Israel. En in die storie van Moses spesifiek, hoe God teenwoordig was op maniere wat Israel nie eens geweet het nie. Toe Moses se lewe as 'n baba bedreig word omdat die Farao 'n wet uitgevaar het dat al die babetjies wat gebore moet word, al die seentjies wat gebore moet word, vermoor moet word. Toe steek Moses se ma hom weg, en toe sy nie langer kon wegsteek, hy sit saam in 'n mandjie op die rivier en hy beland in die hande van die dogter van die Farao, die prinses. En Moses se suster wat agter hom aangeloop het om te kyk of hy okay is, bied 'n surrogaat aan en hy beland terug in Moses se ma se huis vir die eerste paar maande, dalk jaar of 2 van sy ontwikkeling. En dan gaan hy terug na die paleis en hy word groot as die dogter van die Farao se kind. Die paleis van die Farao. God posisioneer Moses op 'n perfekte manier vir hierdie roeping wat later in sy lewe gaan gebeur. Moses word groot met 'n onvergenoegdheid. Hy weet nie dat hy 'n Jood is nie, maar iets van sy eie identiteit sit nie lekker in sy lyf nie. Soveel so dat hy 'n besondere empatie vir die Joodse volk ontwikkel. En toe 'n Egiptiese soldaat ergens 'n Joodse slaaf
anderhand, toe gaan Moses en hy slaan hom dood. En toe hy agterkom, dit het bekend geraak, toe vlug hy, en hy gaan vlug na die woestyn, en God ontmoet hom hier, verskyn aan hom in die vorm van die brandende bos, en geef hom hierdie roeping. En hy verwyder een na die ander struikelblok, sodat Moses terugkom in Egipte, sodat hy Israel kon verlos. Dit is die storie van hoe God teenwoordig is in die lewe van Israel en die lewe van Moses. En om hierdie goed oor God te sê, is geen geringe ding nie. Eintlik merkwaardig, want binne die Ou Testament en die konteks van gode, is die gode van daai tyd, wat ons noem hierofanies, beteken hulle was staties, hulle teenwoordigheid was gevind op sekere plekke van aanbidding. Maar Exodus vertel die storie van 'n God wat beweeg, 'n God wat opdaag, 'n God wat betrokke raak in die storie van mense, en wat bevry, en beskerm, en begelei, en voorsien, en versorg, en dissiplineer, en vergewe. Dis iets radikaal hierdie, 'n God wat beweeg. En as die begin van 'n tendens en 'n nuwe verbeelding, 'n nuwe storielyn. Spring eeue en Jesus kom en hy kom vang die stroom van hierdie tendens. Stroom sommer as 'n metafoor. Jesus ervaar die stroom van lewende water in God, maar hy probeer nie hierdie water opgaar en opvang nie. Hy begin nie 'n institusie of 'n kerk nie, hy begin 'n beweging. Hy bou 'n weg waar langs hierdie water kan aanhou stroom. Een wat deur die Gees van God in beweging gehou word. En Jesus bevestig dat hierdie water van God se storie stroom oor die landskap van ons gewone lewens, van gewone mense, en infiltreer alles wat ons doen. En nie net infiltreer dit ons lewens nie, dit infiltreer die hele wêreld. Daar's 'n merkwaardige kenmerk van inklusiwiteit ingebou in hierdie storie van God, van die begin af tot en met Jesus. Dit is 'n storie van inklusiwiteit. En daar's so baie tekste wat dit sê, sommer net een uit Psalm 72, daai teks sê, mag alle konings voor hom buig en alle nasies hom dien. Hoe mooi is dit? Dit is die visie van God, dat al die konings en nasies, nie net Israel nie, daar hy kies nou hierdie Joodse volk om hom te volg, maar reeds daar is dit sy droom, mag alle konings en nasies voor hom buig. Hoor ons, wat sê hy, as ons nou kan praat van inklusiwiteit, sê daai Psalm verder, hy sal die arme red wat hom hulp roep, die verdrukte en die wat geen helper het nie. Hy sal oor die swakke en die behoeftige ontferm, die lewens van arme mense beskerm. Is nogal iets om te ontdek van hierdie storie van God, dat dit 'n merkwaardige inklusiewe storie is. Die oorgrote meerderheid van mense wat tot nou toe in die wêreld bestaan het bestaan binne die realiteit van 'n versigtiging vir verandering. Want hulle was of onderdruk, of arm, of hulle was behoeftig in een van 'n soort. Ons sien in die evangelies dat die mense wat 'n voorkeur het vir Jesus is die armes, die blindes, die prostituie, die dronkes, die belastinggaders, die buitestanders, die vreemdelinge, die sondaars. Wat sê dit vir ons van God se agenda? Dis die mense aan die ander kant van die spektrum wat Jesus gekruisig het. En dit is nogal regtig belangrik dat ons iets moet verstaan van God se voorkeur vir hierdie spesifieke groep mense.
kans is goed dat ek en jy onsself nie as deel van daai groep beskou nie. Maar ons word ook ingesluit, want soos Jesus so mooi in Matteus 5 sê, die armes van gees word ook betrek. Armes van gees word vertaal as die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. So dit sluit ons ook in. Sommige 'n paar verwysings om iets te sê van hoe die skrif ons 'n nuwe verbeelding gee. 'n Prentjie gee van God se beweging, God se agenda en waarheen God ons nooi. So as ek en jy wil ontwaak op 'n nuwe manier vir hoe God beweeg, word ons 'n nuwe verbintenis tot die stories van die Bybel. Die tweede baken wat ons teenwoordigheid gaan help om God se beweging te herken is tradisie. Het is nie nodig vir 'n gelowige om met 'n leeddoek te begin en God van vooraf te probeer verstaan nie. Daar's 'n tradisie. Ons sou kon praat van 'n community of saints wat deur die eeue iets van God ervaar het en onderskei het en wie se wysheid en onderskeiding aan ons oorgedra is. Ons kan praat van 'n wysheidstradisie. En dit is ook nie net een groep mense nie. Dit is groter as dit. Wat natuurlik dan van my en jou 'n openheid vra om weier te luister as net die groep waarvan ons deel is. Dit vra van my en jou 'n stuk vertroue. Moses vra na God se naam. En mens beleef dat Moses, toe hy hoor, dis die God van sy voorvaders, Abraham, Isak en Jakob. Toe maak hy sy gesig toe, want toe weet hy met wie het hy te doen. Toe God verbind word aan die tradisie van Moses, toe weet hy met wie hy te doen het. En hy vra dan na God se naam en God gee hom hierdie vreemde naam, ek is. Maar hierdie naam word 2 keer gelykgestel aan hierdie omskrywing van God, dat hy die God is van Moses se voorvaders. Hy is die God van Moses se tradisie. Moses ontdek hierdie tradisie. Hy ontdek dat hy 'n Joodse ma het en 'n suster en 'n broer. Gaan kyk gerus die kort reeks op Netflix oor Moses se lewe, net so 3 programme. Wat mense op 'n baie besondere manier iets laat verstaan van hoe persoonlik dit vir Moses moes wees. Hy ontdek vir Miriam en vir Aaron en sy skoonpa Jethro. En hy ontdek 'n community van geloofsleiers. En dit help hom met 'n nuwe verbeelding vir wie God is en waarheen God hom roep. So, soms daag ons tradisie ons skrif uit, ons interpretasie van die skrif uit. Het gebeur met Jesus, die nuwe tradisie van God se koninkryk wat hy kom vestig, daag die skrif uit en Jesus sê, binne hierdie tradisie wat julle geken het, daar staan geskrywe, maar ek sê vir julle. En hy kom herinterpreteer die skrif in lyn met God se beweging. Maar soms is tradisie nie genoeg nie. Skrif moet telkens ook tradisie weer, die onderskeiding van tradisie bevestig, want tradisie is nie altyd objektief nie. So die twee het mekaar nodig. Ek lees iemand skryf, ministry in this moment. En ek het nie gekyk wanneer hy het geskryf het nie, maar ek dink is baie relevant vir die tyd waarin ons leef. Ministry in this moment has to serve more than an institution. It has to serve the movement. Ons navolging van Jesus moet meer doen as om een van die gemeente of kerk te dien. Dit moet in lyn kom met die stroom van God se beweging. En dan laastens, 'n derde baken vir jou om God se beweging te ervaar is persoonlike ervaring. Ons sou in Engels kon sê inner experience. Hierdie beweging van God wil soos 'n brander breek oor die landskap, kan sê die strand van jou lewe en alles infiltreer.
En hiervoor is ervaring van God nodig. Ontmoeting met God. Sonder hierdie ontmoeting raak geloof godsdiens, raak dit rigied, raak dit leweloos, raak dit verbeeldingloos. Dis die ontmoeting met God wat vir Moses nuwe lewe blaas in roeping in sy eie geloofstradisie. Ons is huiwerig vir ervaring. Maar dink nou net aan die ervaring wat Moses op daai punt gehad het. Dit is 'n ervaring van shame, het gevlug omdat hy bang was vir sy lewe. Dit is 'n ervaring van vrees, dit is 'n ervaring van isolasie en van vervreemding. Hy weet nie wie hy is nie. En dan ontmoet hy vir God en hierdie ervaring met God transformeer sy identiteit. Pieter praat volgende week meer daaroor. Dis hierdie ervaring wat geloofwaardigheid gee aan God se beweging. En dis hierdie ervaring wat aangevul word deur skrif en tradisie, want skrif en tradisie gee vir jou die taal vir jou ervaring, gee vir jou woorde, gee vir jou konteks, gee vir jou vorm aan dit wat jy beleef. Maar dit doen meer as dit begrens ook soms 'n ervaring wat net subjektief is, wat net dalk jou eie oortuiging en jou eie verbeelding is. En dit maak check dit so bietjie of dit in lyn is met die groter traject van God se hart. En ek dink wanneer hierdie drie bymekaar kom, ons lees van die skrif en tradisie en persoonlike ervaring is wanneer wysheid in ons lewens gebeur. So sommer net 'n uitnodiging vir hierdie reeks as ons sê God beweeg, om saam met ons op reis te gaan om op 'n nuwe manier na die skrif te kyk, 'n nuwe waardering te hê vir die geloofstradisie waarvan ons deel is, en 'n nuwe openheid te hê vir die ervaring daarvan. Ek kom terug na 'n aanhaling wat ek seker meer as 15 jaar terug in die SG gebruik het, so 10 jaar terug dalk, wat sê, nothing is ever lost. Things only become irretrievable. What is lost then is the method of their retrieval. And what we discover is not the thing itself, but the overgrown path, the secret staircase, the ancient sewer. Ek hoop jy ontdek in hierdie reeks nie noodwendig net dit wat ons herontdek nie, maar die manier hoe ons dit doen. Mag ons saam met gelowiges deur die eeue God ervaar in die skrif en die tradisie van hierdie geloofsreis. En dan mag jy die geloof en vertroue hê in God se inklusiwiteit. Mag jy glo dat jy en ek met al ons dinge, al ons bagasie, al ons vrae, al ons onsekerheid, al ons vrese, al ons twyfel, al ons selfversekerdheid, al ons waarhede, al ons oortuigings ingesluit word in die beweging van God. En mag God beweeg waar die lewenswater van ons lewens stagneer het. En mag sy teenwoordigheid in ons lewens bevestig word. En mag hy deur sy beweging in my en jou kragtig werk en dien en opoffer en vergewe en genade wys en liefde beliggaam. Amen. Die bekende teoloog Teilhard de Chardin het gesê, above all, trust in the slow work of God. Mag ons hierdie jaar 'n tree of twee gee, een na die ander, wat ons bewus maak dat God beweeg, dat God werk. Mag hy dit in my en jou en in ons gemeente doen. Ek hoop jy 'n wonderlike dag verder. Hier is ook 'n geleentheid om by te dra tot SG se roeping en bediening deur jou finansiële bydraes. Ons het soveel waardering vir verlede jaar se verbintenisse en die getrouheid waarmee hulle dit gedoen het. En ons vertrou regtig dat dit ook hierdie jaar so sal wees. Mag jy 'n wonderlike dag en week hê waar jy opnuut
jou lewe ingaan met hierdie oortuiging dat God beweeg en dat hy jou nooi om dit saam met hom te doen. Lekker dag verder.